Goeiedag en hartlik welkom by Reguit met Robinson hier op Litnet. Het is met verbasing dat die kuns- en kultuurgemeenskap in Suid-Afrika kennis geneem het van die dood van die voormalige minister in die portefeulje, Nathi Mthethwa. Hy was in die pos vir 9 jaar of 10 jaar voordat hy na sy dood geval het van 'n hotel in Parys, Frankryk. Hy was die afgelope 2 jaar Suid-Afrika se ambassadeur in die land. Hy was vroeër die minister van polisie. Die afgelope dae is sy naam genoem in getuienis voor die Matlanga regterlike kommissie oor polisie ongeruimthede. Ons gaan nou praat oor sy nalatenskap in kuns en kultuur en oor sy opvolger, Gayton McKenzie se optrede sover. Dit blyk kunstenaars is maar skepties. Of hoe? Cornelia Vassen, hoof van die Nasionale Afrikaanse Theater Inisiatief. Ek dink skepties is eintlik 'n eufemisme vir wat op die oomblik aan die gang is. Ek dink ons kan eintlik amper praat van 'n soort posttraumatiese stres wat mense in die kunsteomgewing ervaar op die oomblik. Ek dink daar was onder Nathi Mthethwa se bestuur van die kunste, jy weet, 'n geweldige weet byna 'n ineenstorting van strukture en befondsings, strukture veral gedurende COVID. En daar was 'n tydelike oplewing toe minister McKenzie aangewys is en ons vir 'n wyle gedink het goed, hier is iemand wat minstens bereid is om in gesprek te tree, want dit was natuurlik sonder Nathi Mthethwa dat dit baie moeilik was om by hom uit te kom. Dink ons almal onthou die kunstenaars wat tydens die COVID-pandemie in die Nasionale Kunsteraad se kantore gaan uitkamp het, net ten einde 'n bietjie aandag te trek en die minister se aandag te vestig op kunstenaars se pleidooie. Maar onder minister McKenzie was daar vir 'n oomblik 'n gevoel van hier's iemand wat ten minste bereid is om te sê ek wil hoor wat die sektor te sê het, ek wil gesprek voer met die sektor. Weet, ek self was persoonlik in gesprekke waar die minister gesê het hy wil aandag gee en luister. En dit toe nou ondanks, jy weet, skielik tot stilstand gekom hierdie kort tydperk van euforie wat ons gehad het. Toe ons besef het, jy weet, daar is maar beloftes gemaak wat nou, weet, soos mis voor die son verdwyn het. So om te sê kunstenaars is skepties is een manier om dit te stel. Um Ek dink byna dis, weet, ons iemand het onlangs my gesê wat 'n baie prominente teater in die land bestuur. Dit wys vir jou hoe misbruik kunstenaars in die land die laaste tyd was, want ons is so dankbaar vir enige krummel dat 'n minister wat sê ek wil luister na julle beteken vir ons die wêreld, terwyl ons eintlik weet die strukture en sisteme in plek is nie voldoende nie, so 'n gesprek sou nooit kon help nie. Wat is die nalatenskap van Nathi Mthethwa? As mens met ander terugkyk na sy termyn, sal mens onthou? Wat het hy werklik bereik? Oef, dit is 'n ontsettende moeilike vraag want jy weet 'n ehm mens kan nie 'n minister en 'n hele departement wat onder hom werk oor dieselfde kam skeer nie. So mens moet ook nie so sinies wees dat jy sê daar's niks bereik, niks goeds het daar uitgekom, jy weet, hy het net afgebreek nie. Jy weet dis 'n besonderse sieningse manier om daarna te kyk. Ek dink tog, weet, iets wat ek nog altyd gesê het is daar is genoeg befondsing in die kunste. Dit word net nie altyd reg aangewend nie. En tydens COVID het, jy weet, daar was groot aanklagte teen die minister en sy departement oor die uitdeel en aanwending van die PSP-fondse, die Presidential Employment Stimulus Program, daai geld. Ek weet 'n vreeslike aantuigings gemaak oor die geld wat gesteel is en verdwyn het. En jy weet dit is ook definitief nie 'n regverdige stelling gewees nie, want daar is 'n ondersoek gedoen deur die Stan Foundation, deur die Theatre and Dance Alliance en daar's 'n baie volledige verslag hieroor uitgereik. En hierdie verslag het bevind dat die geld is nie korrek toegedeel nie, maar dit is definitief ook nie, jy weet, ons skree so vinnig korrupsie in hierdie land dat as daar enige iets is wat nie werk nie, dan sê ons dis korrup, die geld is gesteel. En dit is nie wat gebeur het nie. Weet dit, daar was 'n oortoekenning van die befondsing wat al wel beskikbaar was. So om terug te kom op my punt, daar is wel genoegsame fondse in die kunste en daar is mense in die departement sport, kuns en kultuur wat wel weet wat hulle doen en wat wel 'n baie sterk passie het vir die kunste. Maar ek dink minister Mthethwa se grootste nalatenskap sal ons almal onthou vir die vlagprojek, weet daai absurde
idee wat hy gehad het om 'n vreesagtige vlag vir 21 miljoen rand op te rig, en as dit nie vir president Ramaphosa was nie, het dit dalk voortgegaan. Maar ons onthou hom baie sterk vir die behoefte wat kunstenaars gehad het vir 'n minister om vir ons te veg tydens Covid, en hy het dit eenvoudig nie gedoen nie. Weet, kerke, casinos het oopgemaak tydens Covid voor teaters oopgemaak het. Weet, so daar was vir 'n lang tyd, weet, kunstenaars in hierdie land het geen hulpbronne om op terug te val nie. Ons is afhanklik van optredes, feeste, teaters, en toe dit alles tydens Covid net verdwyn het, moes mense inderdaadsplanne maak om weet, aanlyn teater te doen. En nou kom minister McKenzie en sê, weet, wat het kunstenaars tydens Covid gedoen met die geld wat hulle ontvang het? Weet, kunstenaars het probeer oorleef, dit is so eenvoudig soos dit. Um ek dink ook ons het gesit met 'n wetskrif wat uit 2017 uitkom wat bepaalde strukture in plek stel vir die kunste, en daar is 'n opdrag gegee vir 'n nuwe beleidsdokument. Daai beleidsdokument is opgestel met die hulp van verskeie organisasies en kunstenaars, en daai beleidsdokument hak nou weer iewers vas. En ek dink dit sal inderdaad een van minister Mthethwa weet 'n groot deel van sy nalatenskap wees, is hoe dinge net vir 'n baie lang tyd stil gestaan het en nie gevorder het nie. Nou, dink jy die probleem is fundamenteel dat die geld nie uitkom by die kunstenaars nie en nie soseer dat dit ten minste. Ek dink 'n mens kan sê fundamenteel is dit die probleem. Weet, ons sit natuurlik ook in die kunste met 'n interessante nalatenskap van apartheid, in die sin dat ons die provinsiale kunsterade gehad het. Ek weet baie mense sal sal die Kunste Kaap teater onthou, en weet die Sandu Plessis teater in Bloemfontein met Packoffs, jy weet. So daar was hierdie 5 provinsiale kunsterade wat weet 'n teatergeselskap gehad het, 'n opera geselskap, 'n balletgeselskap, 'n simfonieorkes, en al die befondsing van die staat is daarin gekanaliseer. En na 1994 is hierdie natuurlik ontbind, en toe sit ons kunstenaars, weet, vir die eerste keer sonder formele werk. Jy weet, waar doen jy aansoek vir werk in die kunste? So iets bestaan toe nie meer nie. So die Afrikaanse feeste het as 'n mate as 'n weet 'n nuwe soort hulplyn ontstaan vir kunstenaars om 'n geleentheid en 'n platform te skep. Want ons wetskrif bepaal dat befondsing in die kunste na die staatsteaters toe gaan, en dit is wat ons dan in Engels noem receiving houses. So hulle vervaardig baie min tot geen produksies. Hulle ontvang net produksies wat van buite afkom. So hulle sit nie die infrastruktuur in plek. So daar is 'n totale gebrek in hoe ons stelsel in beleidsdokumente funksioneer op die oomblik. Daar is genoeg geld, maar daai geld word aan hierdie staatsteaters gegee en verder deur byvoorbeeld die Mzansi Golden Economy wat aan kunstenaars klein bedrae gee. Weet, ons sal byvoorbeeld sien die Kaapse Filharmoniese Orkees kry 'n redelike stewige bedrag, en dan het ons hierdie vlaggenskap projekte gehad wat ook behoorlik befonds is oor 'n paar jaar, en wat 'n baie sterk geskiedenis het van wys dat hulle die geld korrek en weet tot voordeel van die kunste aanwend. Maar ons sit met, weet, ek noem dit dat, hoe ek dit dikwels beskryf vir mense, is dat die regering hou kunstenaars locked in a grant system. Jy kan nooit ontsnap uit daai grant system waaruit jy R350 000 kry, en dit moet vir 50 mense werk skep. Jy weet, dit moet 'n provinsiale stelsel aan die gang hou. So ons bou nie genoegsame infrastruktuur vir opleiding en ontwikkeling en om die kunste vooruit te vat nie. So as die geld net reg gekanaliseer word, dan sal ons 'n baie sterker kunste infrastruktuur in die land sien. Die minister is nou al 'n jaar in sy pos. Vind julle dat hy kommunikeer of nie? Ja, so ek is ook in die geweldige bevoordeelde posisie dat vir altydens Covid het ons bedryf nogal baie met mekaar gesels. So enigiemand wat dink kunstenaars en kunsteorganisasies en feeste is nie konstant met mekaar in kontak nie, is onder 'n wanindruk. So ek was ook tydens Covid deel van die Theatre and Dance Alliance. Op die oomblik is ek die voorsitter van die Festival Enterprise Catalyst wat 'n groot kringloop van feeste betrek. Dan het ek ook vir 'n wyle gedien op die minister se sektorraad vir teater en musikale teater en opera.
So daar's 'n wye netwerk van organisasies wat met mekaar gesels. En die Afrikaanse feeste, omdat dit so sterk en finansiëel so sterk is en so baie bydra tot die omgewing, is 'n kardinale rolspeler binne hierdie groter gesprek. So ons is bevoorreg dat ons baie deel vorm van hierdie gesprekke. So ek het met die minister in sy kantoor ontmoet via die Theatre and Dance Alliance in die rol wat ek daar speel. En dan het ons ook verlede jaar tydens die Woordfees as die Feeste Forum wat 'n groepering van Afrikaanse vervaardigende feeste is, het ons ook met hom in persoon ontmoet. En dan was daar ook verskeie openbare geleenthede waar die minister gepraat het, waar ons dan ook met hom vanuit die gehoor gesels het en vrae gevra het en daar's gelukkig is van daai gesprekke ook opgeneem spesifiek deur Netwerk 24. So ons het bewyse van wat die minister daar gesê het en beloftes wat gemaak is. Ja, so ons het die geleentheid gehad om met die minister te gesels en dit lyk asof hy wil luister en bereid is om te luister. Dit is natuurlik 'n enorme portefeulje. En natuurlik die feit dat dit sport ook insluit is ek dink dit is seker die absurdste ding van die Suid-Afrikaanse regering is dat hierdie twee portefeuilles saamgevoeg is. So vir iemand wat nie die kunste deur en deur en deur ken en verstaan wat 'n fenominale spasie dit vir werkskeping kan wees in ons land nie, gaan nie verstaan wat regtig die boublokke is wat nodig is om hierdie infrastruktuur reg te ruk en van so 'n aard te maak dat jy sê nou maar van voedselvlak af die kunste kan gebruik as 'n weet 'n werkstuk vir sosiale kohesie, vir werkskeping, vir opleiding, vir talentontwikkeling. Weet tot op die hoogste vlak van die hoër funksies van taal en kultuur. Weet so daar's so 'n fenominale pipeline vir die kunste in ons land wat deur ongelooflike organisasies en kunstenaars in stand gehou word. Ja, so dis 'n jammerte. Ek glo die minister sal miskien vir 'n jaar moet gaan sit en net luister voor hy werklik die omgewing sal verstaan en besef wat hy met hierdie fenominale platform kan doen. Maar hy Hy skiet ongelukkig veel uit die heup uit en praat te veel in die pers oor goed. hy het beloftes gemaak, maar is dit gestand gedoen? Kyk, dit is 'n komplekse antwoord want ek voel dit word nie 100% korrek in die media gerapporteer op die oomblik nie. So die minister het wel befondsing van die vlaggenskapprojekte onttrek. Die vlaggenskapprojekte word deur die provinsiale ALR bepaal, maar dit word befonds deur die nasionale departement. Hy het daai befondsing aan die begin van die jaar onttrek. So baie van hierdie projekte, Open Book Festival in Kaapstad, Joy of Jazz in Gauteng, Suid-Oosterfees in Kaapstad, Cape Town International Jazz Festival, National Arts Festival in Makanda, jy weet ons oudste kunstefees en grootste kunstefees in die land, het 'n korrespondensie van sy kantoor ontvang wat sê hierdie vlaggenskapprojekte word nou gestaak. Weet en dit laat 'n fees op die agtervoet as jy 'n maand voor jou fees begin oor jou befondsing word gestaak. Toe sê die minister, almal moet aansoek doen by die Mzansi Golden Economy. Geen van daai feeste het befondsing ontvang deur die Mzansi Golden Economy nie. En die navraag wat hulle rig aan hom word eenvoudig net geïgnoreer. Ons was in gesprekke waar die minister gesê het feeste gaan meer befondsing kry, hou net aan, doen aansoek deur hierdie prosesse, niks het daarvan gekom nie. So die waarheid is nie alle feeste het staat gemaak op regeringsbefondsing nie. So dit is onwaar om te sê dat 'n fees soos die KAKNK en Woordfees nou op die afgrond, op die rand van die afgrond staan want die minister het sy geld onttrek aan hulle. Hulle het nooit daai geld gekry nie. So hulle het nooit daarop staat gemaak nie. Waarop wel staat gemaak is die belofte van die minister dat feeste meer geld sal kry. Al wat hulle moet doen is om deur die Mzansi Golden Economy aansoek te doen. Volg die korrekte prosedure en dan sal jy geld kry. So daai belofte is verbreek, maar hierdie twee goed moet geskei word van mekaar. Dit is natuurlik so dat die minister dalk meer politiek kan speel as om aandag te gee aan kuns en kultuur, want onthou, hy is nog die leier ook van Patriotic Alliance, 'n politieke party, so die politiek hou ook van sy aandag weg van kuns en kultuur. Of vind julle dit anderster in die praktyk? In die eerste instansie het die minister van die begin af gesê hy wil hierdie sektorrade aanstel. So hy het 16 en toe uiteindelik 17 ze noem dit dan nou maar die korrekte Engelse woord daarvan is 'n cluster. Hy het die bedryf in clusters gaan opdeel. So daar's een vir teater, daar's een vir uitgewerswese, daar's een vir nuwe media,
kunste in die opvoedkunde ensovoorts. En elke sektor moes dan of kluster moes dan hulle eie raad gaan aanstel het. Omdat hy juis gesê het hy wil graag hê kunstenaars en die sektor moet meer eienaarskap neem van die omgewing. Daai situasie het nou in so 'n mate vervorm dat die verantwoordelikhede wat nou op daai groepies vrywilligers gesit word, is so enorm dat hulle dit nooit suksesvol sal kan doen nie. So ek dink daar was 'n poging om te sê buite die politieke sfeer gaan ek weet bestuur van hierdie sektor aan daai rade oorgee. Maar daai rade sou aanvanklik adviserende rolle gespeel het. Nou speel hulle totaal ander rolle en dis glad nie volhoubaar of daar's geen manier hoe dit suksesvol hanteer kan word nie. So toenemend dink ek begin die minister nou agterkom dat hy ook aan, jy weet, sy kiesers beloftes gemaak het oor goed wat moet gebeur en dat hy terselfdertyd in die bedryf en die professionele mense binne die bedryf beloftes gemaak het. En ek dink daar ontstaan toenemend meer spanning tussen daai twee weet rolle wat hy moet vervul. Ja, ek dink die PA bied hulle self ook aan as 'n disruptor. So jy kan aan die een kant nie sê jy's 'n disruptor van goed, maar dan weet is jy net besig om dit wat in die verlede gebeur het, weet voort te sit nie. So daar's dink ek ook interne spanning binne die departement sport, kuns en kultuur met weet ek veronderstel heel wat ANC aanstellings wat daar binne die departement sit as bureaukrate. En dat die minister nou uitlatings maak oor wat in die verlede gebeur het. Weet, daar moet nou ondersoeke gehou word oor wat mense tydens COVID met befondsing gedoen het. Weet, en ek dink dit is 'n stewige klap na die ANC toe. En dan sit jy met die geweldige spanning in die Wes-Kaap met die DA wat baie onware uitlatings maak oor finansies en beloftes en weet dit is dit is ongelukkig baie sleg wanneer dit lyk asof feeste onwaarstellings maak op grond van wat die DA sê. So daar is ek dink daar is 'n politieke spanning wat aan die oplaai is. En dan in hierdie tyd wat daar nou baie aandag gefokus word in die media op wat die minister doen in die kunste, volgende oomblik word aangekondig, weet die regering van nasionale eenheid hang in 'n draadjie want ons weet nie of minister McKenzie gaan bly of gly nie. En dan is dit nou weer 'n weet um 'n nuwe politieke taktiek dink ek wat nou weer aandag wegvat van wat in die kunste aangaan. Maar dan weet die mense ook nie hoeveel druk daar binne die party op hom en Kenny Kunene is om hierdie soort van politieke spel te speel nie. So dis 'n dit is 'n geweldige morsige situasie en weer eens trek die kunste aan die kortste end as gevolg daarvan. Maar julle het as 'n kollektief van 5 feeste na die minister geskrywe om te vra dat daar aandag gegee word aan hierdie dinge. Het hy Ja, gereageer al daarop en vir julle antwoorde gegee op daai vrae wat julle gevra het? ja, so ons het dis bietjie meer as 5 feeste soos Dr. Christo van der Rede, voorsitter van die KAKNK. Beklemp. Ja. Ja, en ook voorsitter van die Ewe de Klerk Stichting en dan ook die voorsitter van die National Arts Festival se direksie, Pieter Clady van Joy of Jazz, stigter van daai fees. Ons het namens 'n aantal feeste wat almal staat gemaak het oor die beloftes van die minister het ons hierdie brief geskryf waar ons ook 'n paar feite uitgelig het wat nie korrek in die media gerapporteer is nie. Ons het hierdie brief verlede week aan die minister gestuur. Ons het intussen ontvangs erkenning van ontvangs van die brief gekry. Ons het ook weer opgevolg en daar is gesê die minister sal graag met ons wil ontmoet, maar tot op hede het ons nog nie 'n datum vir wanneer ons met hom sal ontmoet nie. So daar was ten minste positiewe reaksie van sy kantoor, so ons hou duim vas dat hy wel met ons sal ontmoet en dat mense 'n paar van hierdie punte kan uitlig. Probleem is natuurlik dat ons nou weer in 'n volgende begrotingssiklus ingaan. So ons wag in spanning om te sien of hy ons voor dit sal sien want weet ons kan nie nog 'n jaar wag om te verstaan hoe die befondsing in die toekoms gaan lyk nie. Van die vrae wat julle gevra het, byvoorbeeld, is wie neem besluite oor geld wat toegeken word of nie? Ja, so weet die interessante ding is dat binne die kuns en kultuur portefeulje het die minister nogal ruimte om self besluite te maak oor goed. Maar dit is natuurlik ook so dat geen minister net volle mag het om besluite te maak oor befondsing nie. So hy kan nie, jy weet daar is onder andere die wetskrif
wat bepaal hoe befondsing toegeken moet word. Jy weet daar is ook hierdie staatsentiteite met wie daar gesels moet word, met wie daar onderhandel moet word en so dit is nie 'n eenvoudige ding. En ek is nie altyd seker of minister McKenzie 100% verstaan dat hy nie volle mag het. Weet so dis een van die probleme wat ons binne die sektorraad vir teater gehad het is dat die minister dink dat hy almagtig is en weet goed kan aankondig en besluite maak en dit die volgende dag in die pers sê of sommer uit die heup uitskiet op 'n platform en sê van nou af gaan dit so werk terwyl dit ongelukkig nie so eenvoudig is nie. So weet ek dink dit is vir hom waarskynlik ook 'n vinnige leerspoel in hoe bureaukratiese sisteme en beleidsprosesse werk. Want ek bedoel, binne die Suid-Afrikaanse regering het ons daarom nog gelukkige paar prosedures en beleid en so en wat wel nog funksioneer. So ja, die beloftes word nie op die oomblik gestand gedoen nie en ek dink dit is omdat die minister nie 100% verstaan hoe sy portefeulje werk nie. Hoekom sonder jy Afrikaans spesifiek uit in jou titel? Ehm dit is nie my keuse nie. Dit is omdat ons organisasie so opgerig is. En ons organisasie Nasionale Afrikaanse Theater Inisiatief is gestig met die oogmerk om sinergie tussen verskillende Afrikaanse vervaardigende feeste te versterk, maar ook binne die konteks van die breër raamwerk van die kunste. So samewerking met ander feeste, spesifiek ander taalgemeenskappe is vir ons geweldig belangrik. Ons fokus bly die kunste, dis nie Afrikaans nie. Maar ons funksioneer binne die Afrikaanse omgewing met die idee dat Afrikaans 'n inheemse Suid-Afrikaanse taal is wat graag met ander inheemse Suid-Afrikaanse tale saamwerk en dat ons die Afrikaans aanwend omdat daar 'n baie sterk infrastruktuur in die kunste bestaan, gebruik ons dit as 'n poging om uit te reik na ander taalgemeenskappe, ander kultuurgemeenskappe en te sê, hoe kan ons saamwerk ten einde die teater en die kunste te bevorder? So ons fokus nie so seer op die Afrikaans as wat dit net deel van ons weet ontstaan en karakter is nie. Maar mense het in die verlede die indruk gekry dat Afrikaans geteken word in 'n negatiewe sin. Het jy enigstens 'n idee gekry tot dusver in die afgelope jaar of so dat politiek 'n rol speel in wie besluite geneem moet word en so voort? En die gevolg is ook dat jy weet nie regtig wat agtergaan nie, daai deursigtigheid is nie daar nie. Ek dink ja, dit is natuurlik in die huidige politieke klimaat is enigiets met die woord Afrikaans in kan 'n maklike teiken wees. Ek dink ons is ontsettend bevoordeel in die kunste omgewing dat dit nie so groot faktor is vir ons nie en ek dink ons het 'n geruime tyd terug al besef in die Afrikaanse omgewing dat samewerking met die groter landskap is belangriker as om te veg vir die taal. Die taal gaan floreer binne die kunste soos wat dit doen. Ek bedoel enigiemand wat op die oomblik 'n Afrikaanse en ons praat van sogenaamde Afrikaanse feeste want dit is nie meer dis nie meer die enigste karaktereienskap van hierdie feeste is die taalidentiteit nie. So ons praat van sogenaamde Afrikaanse feeste want mense hou daarvan om nog daarna te verwys as Afrikaanse feeste. Dit is nie dis kunstefeeste. En dit behels 'n baie groter ekosisteem en weet verskillende genres en dissiplines en so voort. So weet ons in die Afrikaanse omgewing werk baie graag saam met die groter landskap. Die minister het natuurlik herhaaldelik al gesê dat hy baie positief is oor die Afrikaanse feeste. Dat hy dink dit is wonderlik. Weet hy het vanjaar die KAK&K bygewoon en weet luidkeels vertel vir almal in die gehoor hoe wonderlik die feeste is, hoe baie ondersteuning dit moet ontvang en hoe belangrik dit is ensovoorts. En natuurlik, jy weet daar's baie raakpunte met die minister se eie taalgemeenskap en ook sy ondersteunersbasis. So is interessant, dit voel vir my dis die eerste keer in 'n lang tyd wat die Afrikaans as 'n positiewe element aangewend word in 'n soort van politieke spel wat die minister speel. Ek moet eerlikwaar vir jou sê dat ek dink nie daar is 'n daar's nie 'n
poging om Afrikaanse feeste by te kom nie. En dis hoekom ek ook baie mooi vra dat daar nie nou in hierdie huidige gesprek oor die minister en befondsing gefokus moet word daarop dat dit Afrikaanse feeste is wat swaar kry nie, want dis onwaar. Ons het een fees, die Suidoosterfees, wie se vlaggenskap befondsing onttrek is. Suidoosterfees is 'n ongelooflike diverse, baie interessante, baie suksesvolle fees. Maar dit is sodat die ander feeste, jy weet, die in die Bosfees in Mbombela het jare terug ook vlaggenskapbefondsing ontvang, maar die laaste paar jaar glad nie. So die hier's nie 'n poging om Afrikaanse feeste te victimiseer nie. Dit gaan baie eerder oor 'n gesprek oor hoe die groter landskap lyk, wat die probleme met die infrastruktuur is, wat die probleem is met 'n minister wat beloftes maak en ons nie daarop kan staatmaak nie. Maar die gesprek oor Afrikaans en Afrikaanse feeste, jy weet, as daar is organisasies wat dit probeer kaap die gesprek nou en dis nie reg nie. Jy weet, ons sleep dit aan die hare by. Die gesprek gaan eerder oor die groter landskap. Wat is die belang daarvan dat kuns en kultuur bevorder word in 'n land soos Suid-Afrika ten opsigte van die ekonomie byvoorbeeld, werksgeleenthede ensovoorts? Ja, so. Weet die Suid-Afrikaanse South African Cultural Observatory, SACO, wat 'n organisasie is, so dis 'n regeringsdepartement wat binne die departement sport, kuns en kultuur val en hulle werk is om navorsing te doen oor onder andere die ekonomiese impak van feeste en die ekonomiese impak van die kunste. So enigiemand wat belangstel kan op hulle webblad gaan kyk. South African Cultural Observatory en daar's heelwat verslae wat hulle al oor die jare uitgereik het. Wat die ekonomiese impak van die kunste baie duidelik wys. Wat ook baie hartseer is dat hulle verslag wat net na COVID uitgereik is, wys dat amper 50% van mense wat in die kunstesektor werk, werk in die informele sektor. So daar's baie min vaste en permanente werksgeleenthede vir mense in die kunste. Dit is ook so dat ons binne die weet departement ek probeer nou dink in die Afrikaans. Ek praat so baie in Engels op die oomblik oor hierdie goed, die Department of Labour, weet dat ons as kontrakwerkers gesien word. So ons het geen regte as werkers nie. En dit is ook 'n gesprek vir 'n ander dag oor wat verskeie organisasies doen om dit aan te spreek en om weet so dis ook 'n gesprek wat uitstaande is met die minister. Dan weet boonbehalwe dit 'n land soos Suid-Afrika wat op voedselvlak demokraties so suksesvol is as jy kyk na die verhoudinge tussen Suid-Afrikaners, maar op 'n politieke vlak besig is om so verskriklik te misluk. Wat op 'n bureaukratiese vlak, jy weet op 'n provinsiale regeringsvlak, op 'n plaaslike regeringsvlak so klaaglik misluk. Weet wat bly oor vir ons om te sê dat ons werklike demokrasie is? En dit is 'n vrye pers, dis 'n regstelsel wat funksioneer en dan ook die kunste waar ons nog vry is om weet om uitdrukking te gee aan boonbehalwe dit wat ons emosioneel saambind, maar ook dit wat ons polities moet aanvat. Weet so om weet 'n sterk befondste kunstesektor is 'n kardinale ding vir 'n gesonde demokrasie. Maar dan ook is die kunste werklik 'n platform vir werkskepping. Weet veral vir ongeskoolde mense nie tersiêre opleiding het nie. Weet daar kan soveel geleenthede geskep word vir jong mense om werk te vind in die kunste en opleiding te vind in die kunste as daardie prosesse en strukture wat nodig is net reg bestuur word. En met natuurlik veral op ons in die provinsies waar daar soveel talent is, veral op die platteland. Maar daar is nie geleenthede nie, daar is nie opleiding nie en die kunste kan werklik 'n pipeline wees daarvoor. So weet so fantastiese portefeulje vir 'n minister om regtig 'n verskil te kan maak. So ja, dit is 'n die kunste is baie belangrik in 'n land soos Suid-Afrika. Ek sou eintlik sê dis die belangrikste ding in Suid-Afrika, maar ek is dalk bietjie bevooroordeel. Cornelia, dis lekker om met jou te gesels. Alles van die beste. Baie dankie vir die geleentheid.